Vrede familie, dit 'n gedagte. Um, tyd is baie belangrik. En tyd berekening is baie belangrik. Tyd om werk toe te gaan. As ek om 8 uur werk toe gaan, dan staan ek 6 uur op. Sodat ek 8 uur betyds by die werk kan kom. Of 10 toe voor die werk kom. Of ek kom miskien voor 20 minute voor die tyd by die werk. Maar hoekom as dit kom by die werk van die Here? Dan waar jy so wat tyd hê. Jy weet die tyd is 10 o'clock. Maar jy waar nie ook jy nou 10 pas daar aankom, 20 pas daar aankom. Jy waar nie. En jy ingaan, jy gaan nie eens op jou knieën nie. Jy kom net dan gaan jy aan met die werk van die Here, lyk niks het gebeur nie. Dit werk nie so nie. Net so jy oor jou tyd is by jou tydelike werk. Onthou dat hy is tydelike werk. En die is jou geestelike werk wat vir altyd en vir ewig teen jou sal wees. En dit is iets wat vir jou belangrik is eendag, omdat jou liggaam ook tydelik is jou werk ook tydelik. Maar die geestelike werk wat u voorwerk is tot in alle ewigheid. Los die nevermindheid wat u nie worry as dit kom by die werk van die Here oor tyd nie. Ons moet tyd berekening hou, ook vir die werk van die Here. Net soos hoe jou tydelike werk is, so moet jy oor tyd wees oor jou geestelike werk. Dis hoe dit werk. Jy is meer oor jou geestelike werk. Soos jou godheid gaan gepaard met jou tydelikheid wat jy doen. Want alles wat ons kyk ons geestelik. Dan kyk jy, ek is meer oor my tydelike ding as oor my geestelike ding. Dan skaal jy die Here nou. Amper soos jy maak jou vlees meer as jou gees. Jou gees moet daal hê. Jou vlees moet daal hê. Jy moet eers kan sien nie. Jy moet God meer maak as wat jy jouself maak. So jy oor jou werk is, moet jy meer oor God wees. So as jy 10 minute, 20 minute voor die tyd by die kerk kan kom dan, as jy inkom by die kerk, dan gaan bid jy solang jy maak jou skoon, jy reinig jou, ons deur 'n lange week gegaan. So dan maak jy solang skoon en gaan aan met die werk van die Here. As die dierbares inkom, jy's reg, jy's skoon, jy beweeg in. Moenie op die gesaldes kyk nie. Maar sodat jy daar is, tyd is tyd. Sodat jy daar kan beweeg. En moenie gaan as jy ingaan by die kerk, dan gaan sit en gesels. Ons is daar vir geselsies. Jy is daar om die Here te gaan dien. Los die geselsies hulle ingaan by die kerke, dan gesels hulle nog eers. Waar is jou gedagtes? Dis God se tyd. Jou ding, jy kan weer vir dinge se weer die storie vertel wat u het. Maar God se tyd is nou God se tyd. Jou mindset moet nou by die Here wees. Van jou tydsberekening moet nou hemelswaarts wees. As God se tyd. Nou kom ons slaan 'n bietjie ag op die tyd van die Here. Hy sê jy moet minder word en ek moet ook minder word. Sodat hy kan meer kan word. En sy genade en sy krag kan geopenbaar word. Dat hy is die God wat ek en u genadiglik is. Ons beteken niks, maar ons maak sy naam groot, want ons is hemelverleë. Soos hulle altyd sê, die engel van die Here staan en wag, soos elkeen inkom. Maar jy laat is, dan is jou blessing verby, van jou tydsberekening. Want jy so gewoon kom raak, jy worry nie meer nie, want ek weet, die dierbares gaan my niks doen nie. Maar jy verloor jou blessings. As jy 5 toe daar kan wees, nog beter. Hoe vroeger jy kan daar kan wees, nog beter. En die musikante kan nie 10 o'clock in 'n kerk kom nie. Musikant moet 'n uur, 'n half uur voor die tyd, moet hy al sy musieke kan opgestel het. Sy musieke moet reg wees, hy moet 'n klank daar los. As die dierbares inkom, dan is daar 'n lieflike atmosfeer. Van sy tydsberekening is vroeër. Hy los 'n atmosfeer. 'n Musiekmaker is 'n bediening op sy eie en hy moet skoon wees. Hy moet rein wees. Want jy kan nie net agter musieke klim en speel nie.
Want deesdae laat ons toe. Die man het gestaan geparty. Die man was dronk gestaan. Vandag kom vat hy aan die musieke met sy dronk hande, onreine hande. Kom maar, speel hy vir ons musiek en ons kom in die krag. Dat is die God se krag hier. Want die man is nie skoon nie, want die musiek is 'n bediening op sy eie. So kom ons hou ons tydsberekening en kom ons kyk wat ons doen in die huis van die Here. Ons laat hierdie dinge toe, as hierdie klein jakkaltjies wat die wingerde omkrap in die huis van die Here. Dis hoekom ons verstaan hoekom die kerke te mekaar is, want ons laat enige challenge krap, musiek speel, tydsberekening. So, as jou musiekkant nie bekeer is, jy moet hom nie laat musiek speel nie. Bid tot God, dat God iemand instuur, wat by die Here is, of bid tot God, dat God hom moet red. Nie, omdat jy so oor musiek is, laat jy enige een speel, maar jy vir ongeluk, die werk van die Here. Dis wat ons doen. So, as daar nie musiekant is wat bekeer is, laat hy sit daar. Wanneer van hy musieke word gebid, dit word geolie, dit word gesalf, omdat dit is 'n bediening op sy eie. So as 'n musiekant bekeer is, laat hy vroeg in die kerk is, dat hy 'n atmosfeer soos die dierbares inkom, dan voel sy die teenwoordigheid van die musiek, bring 'n atmosfeer in die huis van die Here. So kom ons hou ons tydsberekening, en kom ons maak nie sonde toe nie, want sonde behoort in die huis van die Here nie. Wat reg is reg, wat verkeerd is verkeerd. As die bome slegte vrug dra, dan noem ons die ding, dat jou vrugte kan nie goed gemaak word nie. Die boom word aan sy vrugte geken. As jy sleg is jy sleg, as jy goed is jy goed. Jy kan nie, as jy sleg is, dan maak ek jou goed. Dit kan nie, het werk so nie. Jy sleg is jy sleg, as jy goed is jy goed. So, kom ons kyk na hierdie dinge en die tydsberekening in die huis van die Here. Die Here gaan ons seën.